'n daaglikse oordenking saam met my, Rinus van Sion in Parys. Vanmôre wil ek met jou praat oor God se teenwoordigheid. En ek lees vir jou uit Markus 15 vers 38. Daarna het die swaar gordyne in die tempel in twee geskeur, van bo tot onder. Deur die massiewe voorhangsel in die tempel te skeur, wat almal behalwe die hoëpriester verhoed het om in die allerheiligste in te gaan, waar die Shekinah, die sigbare teenwoordigheid van God gewoon het die Vader verklaar, oop huis. Julle kan enige tyd wat julle wil, met vrymoedigheid in my teenwoordigheid kom, want die prys is eens en vir altyd betaal. Hierdie genade is gratis, maar is nie goedkoop nie. Dit het Jesus alles gekos om die weg na die Vader oop te maak. Moet dus nie die sluier weer toetrek met wettisisme, reëls, regulasies of verwagtinge nie. Moenie voel asof jy iets aan God moet bewys voordat jy in sy teenwoordigheid kan kom om jou versoeke aan te bied of sy gemeenskap te geniet nie. Gelowiges doen dit op subtiele maniere, soos om te sê, voordat ons in die heerlikheid van God kan ingaan, moet ons tyd spandeer om hom te prys. Nie waar nie. Die weg is oop. Niks anders moet nog gedoen word nie. Onderskat ek die belangrikheid van lofprysing? Natuurlik nie. Lofprysing laat ons toe om verfris te word in ons kennis van wie die Here is en wat hy gedoen het. Terwyl die Here inderdaad op die lofpryse van sy mense troon, is lofprysing nie 'n voorvereiste vir gemeenskap nie. Belydenis ook nie. So geldig as wat beide hierdie elemente is, kan ons met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God kom. Nie as gevolg van ons vermoë om belydenis te artikuleer of lof te betuig nie, maar uitsluitlik as gevolg van wat Jesus op Golgotha gedoen het. In hierdie dag loof ons hom daarvoor. Die Here seën jou. Amen.